ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 259. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of The Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die een wat nie te koop is in enige boekwinkel in die wêreld nie, waarvan ek 'n paar eksemplare het, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit is dat u die eerste keer na hierdie reeks kyk of luister, weet jy hoekom? Dit is moontlik want daar van Dani Botha se preke en goed se leuns en als het daar honderde mense ingeskakel in hierdie bediening. So nou tel hulle dit op, die mense skakel ons, die mense bestel boeke, die mense praat van die blydskap wat hulle ervaar. Nou, hulle begin dalk nou vanmôre by hierdie lesing, moenie by die een begin nie, gaan na deel 1 toe, begin by deel 1, dit is uiters belangrik, want tot hier te kom het jy 'n magdom inligting verloor. En weet jy wat? Solank as Jaffa jou lewe gesond is, spaar die res van jou lewe om met die studies te doen, né? Is uiters noodsaaklik dat eers 'n nuwe kyker inteken op die YouTube kanaal. Dit is gratis, stuur dan ook hierdie kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblok en pen is uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons is so dankbaar dat ons vanmôre in die teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh mag wees, die Seun en u Vader Jaffa. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg dat ons geleer word, en ons word gelei deur die Ruach HaKodesh, en hy openbaar vir ons elke woord. Ek wil vanmôre bid vir hulle wat krank is, wil u nie in hierdie oomblik u hand van genesing uitsteek en hulle aanraak nie, Vader. In die naam van Jaffashua. In die naam van Jaffashua. Ek eer u. Ek eer u. Ek lê my hande op myself. Ek het 'n verskriklike rug wat my opkuil in die laaste klompie weke. Ek kan niks swaar optel nie, Vader, u weet dit, en ek sukkel partykeer om te loop, en die ure sit agter die rekenaar en alles. Ek bid, dis wat die Satan sal wil hê, maar ek bid in die naam van Jaffashua, dat u ook in my liggaam, my aanraak, en my gesond maak. Dankie dat u nie die aannemer van die persoon is nie, en ek eer u vir die genesingsbloed, in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffashua. Ek dank u, Vader, dat u op hierdie oomblik ook ander aanraak, en ek ervaar en ek vat my genesing in die bonatuurlike naam Jaffashua. Ons prys u daarvoor. Sien nou hierdie studie verder. Ons loof u daarvoor. En die Jaffiste sê, halleluja, halleluja, baie dankie dat u vanmôre deel is van hierdie studie, en ek loof Jaffa dat hy in alles bonatuurlike wonderwerke kan doen. Ons gaan verder met Matteus 13, Matteus 3, ons gaan aan met vers 11, ek gaan aan waar ons gestop het in vers 11, ek Johannes onderdomper julle wel met water tot bekering. Nou, ek sien nêrens hierso waar hy praat, dat hy praat in die naam van Jaffashua tot vergifnis van julle sonde nie. Het jy nou gehoor wat ek sê? Die woord sê, wanneer julle onderdompel, Handelinge 2 vers 36 tot 41, sê apostel Petrus op die dag van Pinkster vir die ouens daarso, toe hulle vra, wat moet ons doen, broeders, so hy bekeer julle, bekeer, en laat elkeen van julle geonderdompel word, luister mooi, in die naam van Jaffashua, hier by Johannes is daar niks van die naam van Jaffashua nie, tot vergifnis van julle sonde, hierso by Johannes is daar niks van vergifnis van sonde nie, en julle sal die gawe van die Ruach HaKodesh ontvang. Hier is niks van die gawe van die Ruach HaKodesh nie.
Hy sê, en die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is geonderdompel 3000 siele in die naam van Jahweh tot vergifnis van ons sonde. Matteus 3 vers 11, ek doop julle wel met water, onderdompel julle wel met water tot bekering, maar hy is Jahweh wie van wie die profete geprofeteer het, Jeremia, Esegiel en die ouens, wat na my Johannes kom, is sterker as ek. Jahweh wat na my kom, is sterker, nie sterker nie in krag en in wonderwerke en bonatuurlikheid. In wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Ek is nie waardig om sy skoene te bring nie. Hy, Jahweh, sy julle bekeerde Israeliete, julle wat glo wat ek nou sê, julle moet geonderdompel word met water tot bekering. Julle moet bekeer. Met ander woorde, draai weg van die 613 wette. Dis nogal iets wat hy gepreek het daar. Dis eintlik vreemd dat daar nie 'n verskriklike opstand gekom het nie. Maar die Bybel sê die hele Judea en van Jerusalem het gekom om deur hom geonderdompel te word. Nou dit is so groot skare getrek dat die Fariseërs en Sadduseërs en skrifgeleerdes kom kyk wat hy daar doen. Kan jy onthou, hy het vir hulle gesê, julle addergeslag. Hy sê, wat na my Johannes kom, is sterker as ek. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy, Jahweh, sal julle bekeerde Israeliete doop met die Ruach HaKodesh en met vuur. Hy het 'n belofte. Hy sê, hy sal julle onderdompel. Maar as ek julle onderdompel, gaan julle nie dadelik met die Ruach gedoop wees nie. Maar hy sal dit doen later. Wat is hierdie vuur? Wat is die vuur? Hy sê, sal julle doop met die Ruach HaKodesh en met vuur. Jy sien, daar is sekere tye wanneer ons die woord doop moet gebruik. Want doop beteken iets oor jou uitgooi. Beteken onder water sit nie. Hierdie, wanneer hy praat van Jahweh sal julle Israeliete doop met die Ruach HaKodesh. Dit beteken nie in die water nie. Hy sal jy Ruach oor julle uitgooi. En met vuur. Wat is hierdie vuur? Dis die beeldspraak vir die krag van die Ruach HaKodesh. Halleluja. Op die dag van Pinkster sien ons daar so Handelinge 2. En hulle het gesien so stonge van vuur wat hulle verdeel het en op elkeen van die mense gaan sit het, die 120 in die oppersaal. Die krag, die vuur was die krag van die Ruach. Ja, in Handelinge 2 vers 7 sê Jahweh vir sy disippels, gaan wag in Jerusalem, tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte. Krag. Wat is dit? Dit is dynamos, dit is dynamiet. Krag, die vuur van die Ruach HaKodesh. Nou kan hy verder en hy sê in vers 12, sy Jahweh die Vader se skop is in sy hand. Kom ek lees die skrif en dan sê vir my wat verstaan hierso. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skure saambring, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Wat verstaan u in hierdie skrifgedeelte? Want hierdie hele skrifgedeelte, vers 12, bestaan uit beeldspraak. En dit is wat Bybel lees oninteressant maak vir baie jare vir mense. Afrikaans sprekende mense in die Afrikaanse Bybel. Sy, wie is die sy? Jahweh die Almagtige se skop. Wat is die skop? Die krag. Die beeldspraak is krag. Is in sy hand. Nou kyk na daai sy. Dit moet ons 'n hoofletter wees. Want dit verwys na Jahweh die Almagtige se hand. Sy Jahweh die Vader se skop of krag is in sy hoofletter, maak dit 'n hoofletter, Jahweh die Almagtige se hand. Wie is in sy hand?
Jahweh. Wie gaan hy gebruik om die skop te demonstreer? Die skop is 'n aksie. Om iemand te skop is 'n aksie. Wat het Jahweh kom doen? Ek wil sommer in 'n plain Afrikaanse manier sê, hy het stof in die oë van Satan en sy demone kom skop op die aarde. Dis wat dit is. Hy het hom kom verneder. Jahweh het in die krag van Jahwe sy Vader gekom. Hy het bande kom breek. Maar hier is 'n profesie wat Johannes die onderdompelaar maak. En wanneer hy dit nog meer doen, is om dit te doen terwyl hy die mense onderdompel. So hierdie was deel van sy onderdompelingsformulier. Wat sê hy vir hulle? Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, voordat hulle onderdompel. Maar hy, dis Jahweh, wat na my kom, is sterker as ek. Wie se skoen ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Ruach HaKodesh en met vuur. Sy Vader Jahwe se skop, krag, is in sy, dis Jahweh se hand. Wat sê die Vader? Hy het alles aan die Seun gegee. Wat sê Jahweh? Aan my is gegee alle mag en krag in die hemel en op die aarde. Die skop behoort aan hom. 'n Skop is ook, as jy in Afrikaans, dit dink ek aan die spreekwoord, as jy aan 'n elektriese draad werk en die skakelaar sê afgesit en skielik besef jy dit, wat kry jy? Jy kry 'n skok of 'n skop. Hy het jou geskop. Jy sê hy het my geskop. Hy het my gesjok. Verstaan? Daai sjok is skop. Dat krag deurgekom. En dan gooi jy daai draad weg met 'n spoed. So wat het Jahweh kom doen? Hy was die krag van die Vader. En hy, Jahwe die Vader, sal sy, kyk hy sê, is 'n klein letter S. As die goed met hoofletters was, sou ons dit mos kon gelees en verstaan het. Sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Hoe sal die dorsvloer, wat is die dorsvloer? Dis die aarde, wat Vader Jahwe geskep het, dis die beeldspraak, vir die mens om op te woon. Maar hy sê, hy gaan dit deur en deur skoonmaak. Hy, Jahwe die Almagtige, sal sy, hoofletter sy, Vader Jahwe, sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Hoe? Deur die genadebloed van Jahweh. Kyk hoe maak dit, lees dit. En sy koring, daai sy moet 'n hoofletter koring wees, moet sy, dit is Jahwe die Almagtige Vader. En sy koring in die skuur saambring. Dit is, waar gebeur dit? Dit is by die wit troon oordeel. Nou die bruid word nie veroordeel nie. Die bruid gaan hemel toe. Ons kom nie voor 'n wit troon oordeel nie. Ek neem juis later in die week as Vader Lewing Gesondheid Spaar die reeks op oor waarom verskyn die bruid voor die regterstoel. Moet dit nie mis nie. Dit kom onder preke van Prof Hannes en dit gaan preek nommer 7 wees. En sy koring is in die skuur saamgebring. Sy, die Vader. Maar die kaf sal hy, kyk daai, hy het hy nou met 'n hoofletter in die Bybel. Nou hoekom al die ander kere klein lettertjies? Is die ouens stupid? Was hulle moedswillig? Of was hulle onder die instruksies van die Roman Catholic Bible Federation? Ek sal sê, hulle is nie stupid nie. Ek sal sê, hulle het nie geweet nie. Hulle het geweet. Maar hulle was onder die instruksies van die Roman Catholic Bible Federation. Jy sien, die Katholieke Kerk het 'n ding wat hulle sê, net die priester mag die woord interpreteer of verduidelik.
Terwyl die woord, die Bybel wat ons lees sê, dat Jahwe almagtig openbaar hom aan wie hy wil. Jy sien die kerk, die Rooms-Katolieke kerk en die protestante kerk wat maar 'n kleindogter is van die Rooms-Katolieke kerk. Solank as hulle jou onder die mag van die kerk se reëls kan hou, die konstitusie van die kerke. Elke kerk het 'n konstitusie. So as lank as hulle jou daar kan hou, wat doen hulle? Hulle bestuur jou. Joshua kom en hy sê, ek het julle onder die juk van diensbaarheid uitgehaal, onder die kerkwette uitgehaal, maar julle gaan plaas julle self terug. Hy sê so. Hy sê, Joshua gaan hierdie dorsvloer skoonmaak. Hoe? Deur sy bo natuurlike genadebloed. Nou jy kan nie glo nie, die tyd het ons al weer gevang. Ek sien jy kom pastorika nou in om die kamera af te sit. Tyd gaan net so verby. Maar ek dank Jahwe dat ons pitkos kry. Man, al vat ek 2 ure op een versie. Solank as wat dit pitkos is en ons goed raak lees wat u nie geweet het nie en duisende andere, honderde duisende andere nie geweet het nie. Dit gaan my oor die geopenbaarde woord en die kennis en die eenvoud hiervan in die woord. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Joshua kom weer. Halleluja.